Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou vriende, die ratel is een van die mees vreesloosste en taaiste soogdiere op aarde. En dis daarvan af wat die bekende Afrikaanse idiom so taai soos 'n ratel ook na vore kom, want dit verwys direk na hierdie dier. Die ongelooflike uithou vermoë wat hy het en selfs veerkragtigheid wat hy besit, gee hom dan ook hierdie eienskappe dan ook. Wat hulle vel betref, hulle vel het 'n los vlijmskerpe bestande vel wat tot 6 mm dik om die nek, wat hulle toelaat om binne hulle eie vel om te draai om aanvallers te byt. Tog kom ratels baie dinge oor met baie diere en dis net wonderlik eintlik om te sien en verskoon die Engels, soos wat daar gesê word, hulle bounce net back, hulle kom net terug. En hulle gaan net aan met die lewe, en dis te wonderlik om dit te sien van hierdie diere dan ook so. Hulle gee net nie op nie, liewe vriende. En so is dat ook iets wonderlik wat in ons eie lewe ook moet gebeur as kinders van die Here. Daar's baie dinge wat met ons as kinders van die Here gebeur, maar die Here het vir ons iets gegee wat ons kan help om, kan ek dit weer in die Engels uitdruk, to bounce back, om terug te kom, om op te staan, om nie te lê, om nie te verwoes te word nie. En liewe vriende, en weet jy wat is hierdie wonderlike ding wat die Here ook vir ons kom gee het? Ons lees daarvan in die Bybel in Matteus 6 vers 22, wanneer ons dit bid, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En liewe vriende, die manier om terug te kom, om op te staan, is sekerlik om te vergewe. As iemand anders ons kwaad aangedoen het, as iemand anders ons skade aangedoen het, dink maar aan 'n ratel, die skade wat slange en hoeveel ander diere hom probeer aandoen, leeu's val hom aan, maar hy hou net aan, en hy gee nie op nie, liewe vriende. En dis sekerlik in daardie opsig ons as kinders van die Here ook. Ons kan nie gaan lê sommer net oor die eerste of tweede of derde of vyfde of 10de aanval wat na ons kant toe geloods word nie. Ons kan vergewe in die Here, kan ons vergewe, en ons kan opstaan weer, en ons kan tot eer van die naam van die Here ook so lewe dan. So word daar in Efesiërs 4 vers 32 gesê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Soos u weet dat die Here u vergewe het, is dit belangrik dat u sekerlik ook ander moet vergewe. Inteendeel, as die Here u vergewe het, sal u ander kan vergewe. As jy die vergifnis van God aangeneem het, sal jy ander kan vergewe. En tog is daar so baie wat dit nie doen nie, liewe vriende, wat tog nie bereid is om te vergewe nie. En die vraag dan altyd is, maar het die Here jou dan vergewe vir wat jy verkeerd gedoen het? En weet jy, wanneer ons daar kan kom om in daardie werk en liefde van die Here te rus, dan sal daar wonderlike oorwinning ook so wees. So word daar ook dan gesê in Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. So liewe vriende, dit is nie net ons vriendelikheid en ontferming nie, maar ook dat ons mekaar moet kan verdra en vergewe, as die een teen die ander 'n klag het. Dit mag 'n baie moeilike ding wees om te doen in baie omstandighede, maar weet jy wat, die Here kom gee oorwinning. Die Here stel in staat om tot eer van sy naam ook so te leef. So liewe vriend, kan ek vir u 2 vrae vra vandag. Die een is, weet jy dat die Here Jesus u vergewe het? En die 2 volgende vraag is, het u nodig om iemand anders vandag te vergewe? Doen dit, sodat jy die seën van die Here oor die lewe kan verkry. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u vir ons kom vergewe het en ons in u vry kom maak het, en dat u ons ook so in staat stel om ook ander te kan vergewe. Ons bid vir hulle wat dit vandag moet doen, sodat u verheerlik kan word. Amen.